Goeiemôre, seuns en dogters. 'n Geseënde Sabbat vir elkeen van julle. Het julle 'n lekker week gehad? Is dit net so koud daar by julle? Sjoe, maar ons het daarom 'n paar koue dae gehad, né? Welkom by ons Sabbatskool vandag. Ek is so bly dat julle is saam met ons om hierdie program saam te geniet. So 'n groot welkom aan elkeen van julle. Kom ons bid eers saam. Liewe Jesus, baie dankie vir nog 'n Sabbatdag. Dankie dat ons veilig in ons huis is, dat ons lekker warm en gemaklik is, en dat ons familie het om ons Sabbat mee te deel. Dankie vir al ons behoeftes wat U voorsien, en baie dankie, liewe Jesus, vir al die liefde wat Jy op ons elke dag uitstort. Seën ons Sabbat, seën ons program, en laat ons mooi luister na ons storie en hierdie les verstaan. Dankie, liewe Jesus. Amen. Kom ons sing lekker saam, seuns en dogters. Maar jy moet onthou, jy moet lekker hardop sing, hoor. Kom ons sing saam. Baie dankie en ek hoop julle dit vreeslik geniet om lekker saam te sing. Nou, sê gou vir my, wie het in hierdie afgelope week 'n verjaarsdag gevier? Was dit dalk jou verjaarsdag op Sondag? Dalk Maandag? Dalk Dinsdag? Of dalk het jy 'n verjaarsdag gehad op Woensdag, Donderdag of Vrydag? Of selfs vandag op Sabbat? Is daar een van ons maatjies wat verjaar het hierdie week? Wel, ons wil vir jou sê, veels geluk met jou verjaarsdag en mag die Here vir jou seën. Ek hoop jou dag was baie spesiaal. Kom ons sing vir ons maatjies wat hierdie week verjaar het. Kom ons sing saam. Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Dankie maatjies, en ek hoop dat
julle goeie seuns en dogters gaan wees vir die jaar wat voorlê. Weereens, veels geluk met jou verjaarsdag. Nou seuns en dogters, kom ons luister nou na ons sendingverhaal. En ons sendingverhaal, die titel van ons storie is Sendelingskind. Sendelingskind, en die storie is as volg. Emmanuel is gebore in Moskou, Rusland. Kom ons sê eers gou-gou hallo vir Emmanuel. God said that you should love your neighbors, so I love my neighbors too. Daar sê, ons het nou gou-gou vir Emmanuel ontmoet. Emmanuel, alhoewel hy gebore is in Rusland, het sy ouers van Servië afgekom en so het hy 'n Serbiese paspoort. Maar hy het nog nooit in Servië gewoon nie. Sy ouers het as sendelinge in Rusland gewerk toe hy gebore is. Toe Emmanuel 3 jaar oud was, het sy ouers na Cyprus getrek. Nou Cyprus is 'n klein eiland in die Mediterrane See. En Emmanuel is 'n sendelingskind. Emmanuel het 'n probleem gehad toe hulle in Cyprus aangekom het. Hy het nie vriende gehad nie. Maar hy het gou-gou lief geraak op tweelingbabas wat daar naby hulle gewoon het. En toe het Emmanuel elke dag die tweelingbabas gaan besoek. Die tweelingbabas se mamma was ook baie vriendelik. En sy het toe vir Emmanuel se ma gesê, moenie bekommerd wees nie. Emmanuel is baie veilig by ons huis en hy pla niemand. Hy is baie welkom om elke dag met die babas bietjie te kom speel. Die babas het vreeslik daarvan gehou om Emmanuel te sien. Hulle het 'n oppasser gehad wat hulle uitgeneem het vir stappies buite en Emmanuel het saam gegaan om seker te maak dat hulle dit geniet. En weet jy, Emmanuel het saam met hulle gestap, dan het hy vir hulle gesiggies getrek of die bal gegooi. Hy het soms in sirkels gehardloop en dan lag die babakkie so lekker. Maar dit was nie lank nie. Of Emmanuel wou hê dat die babas na sy huis toe kom. Kan hulle kom kuier, mamma? Het Emmanuel gevra. Sekerlik, het mamma gesê. Wanneer hulle gaan stap het die oppasser dan by Emmanuel se huis gestop, sodat hulle vir mamma kon groet. Net een aand het Emmanuel se ma hom geroep om te kom eet. Ek's nie honger nie, mamma, het Emmanuel geantwoord. Mamma was bietjie bekommerd. Emmanuel was nog altyd honger as dit tyd was vir aandete. Hoekom is jy nie honger nie? Het mamma gevra. Ek het al reeds by die baba se huis geëet, mamma, het hy geantwoord. Nadat dit 'n paar keer gebeur het mamma besluit om met die babas se mamma te gaan praat. Dit is baie bedagsaam, maar moet asseblief nie vir Emmanuel kos gee nie, het mamma vriendelik gevra. Die babas se mamma het net geglimlag en gesê, ek weet waarom u bekommer is. Maar moenie bekommer wees nie, jou seun weet wat reg en verkeerd is. Hy het vir my 'n les gegee oor kosse wat rein is en kosse wat
onrein is. Mamma was verbaas. Mamma het vir Emmanuel geleer wat die Bybel sê oor kosse wat rein is en kosse wat onrein is. Byvoorbeeld soos varkvleis. Maar sy het nooit gedink dat hy die inligting met ander mense sou deel nie. Die baba se mamma het aangegaan en sy gesê, Emmanuel het vir my verduidelik dat daar 'n lys in die Bybel is oor wat ons kan eet en wat ons nie kan eet nie. En ek het toe self gaan kyk, het sy gesê. So moenie bekommerd wees nie, ek gee hom net kos wat heeltemal rein is. Seuns en dogters, Emmanuel se mamma was so bly. Waarom? Omdat God vir Emmanuel gebruik het om haar gebede te beantwoord. Sy het gebid oor hoe om met die bure oor Jesus te praat. En nou was die baba se mamma gereed om oor Jesus te praat. Van daardie dag af het mamma en die tweeling se ma spesiale vriende geword. Vandag bly Emmanuel nog steeds in Cyprus en hy is meer as net 'n sendelingskind. Al is hy net 9 jaar oud, is hy ook self 'n sendeling. Sy woorde en optrede en sy gedrag vertel die bure van Jesus. En weet wat, seuns en dogters, self sy naam beteken God met ons. En ons lees dit in Matteus hoofstuk 1 vers 23. Self sy naam beteken God met ons. Jesus het gesê, ons moet mekaar lief hê. So ek is lief vir my bure, sê Emmanuel. God said that you should love your neighbors, so I love my neighbors too. 'n Gedeelte van die 13de Sabbat offergawe sal help om 'n kerk en 'n gemeenskapsentrum in Nikosia waar Emmanuel bly te bou. En daarom sê ons vir julle vandag, seuns en dogters, baie dankie vir die offergawe wat jy elke week in jou houertjie geplaas het en eenkant gesit het, totdat ons terugkeer kerk toe, dan kan jy dit saamneem. En dankie dat jy beplan om volgende week 'n groot offergawe te bring, want dit is mos ons 13de Sabbat offergawe volgende Sabbat. So baie dankie. Wanneer ons Jesus liefhet en vir mekaar omgee, wil ons mekaar en ander mense ook help. Een manier om ander mense te help is om ons offergawe in te sit. Op daardie manier kan ander mense van Jesus hoor. Ons kan vir hulle wys dat ons hulle liefhet. So, onthou nou om elke Sabbat jou offergawe by mekaar te maak en te hou, totdat ons terugkeer Sabbat kerk toe om ons offergawes saam te neem. Ons storie vandag sê spesiale vriende. Dit is ons tema vir ons storie. En ons boodskapie sê vir ons dat vriende kyk altyd mooi na mekaar. Ons teks vir vandag is Spreuke
hoofstuk 17, vers 17 en dit sê, 'n vriend het altyd lief. Kan jy dit met my herhaal? Spreuke 17, vers 17. En dit sê, 'n vriend het altyd lief. Ons spesiale boodskap sê, vriende kyk altyd baie mooi na mekaar. Ons vriende is baie spesiaal vir ons en dis waaroor ons storie gaan vandag. Maar voordat ons begin met ons storie, wil ek hê ons moet gou iets oefen. Kom ons sit almal saam in 'n kring. Bring vir mamma en pappa, bring vir boetie en sussie en ons probeer sit in 'n kring. Nou wil ek hê jy moet probeer opstaan sonder om jou hande te gebruik. Kan jy dit probeer? Goed, nou sit weer nog 'n keer en gebruik jou hande om op te staan, maar nou gaan ons mekaar help om op te staan. Kom ons probeer weer. Ons almal sit nou lekker in die kring saam en nou probeer ons opstaan. Ons gebruik ons hande en ons help mekaar op. Wat was vir jou makliker? Om alleen op te staan of om op te staan met iemand se hulp? Is dit nie wonderlik nie, seuns en dogters? Vriende kyk altyd mooi na mekaar. Dit is soveel makliker wanneer ons mekaar ophelp. En dis waarom ons goeie vriende nodig het en dis waarom ons ook goeie vriende moet wees. Dis altyd lekker om dinge te doen vir ons vriende en dis ook altyd lekker om dinge saam met ons vriende te doen. En daarom sê ons tema vandag, vriende kyk altyd mooi na mekaar. Vriende kyk altyd mooi na mekaar. En nou ons storie. Het jy geweet dat Jesus ook vriende gehad het? Ja, ons storie vandag is oor Nikodemus. Nikodemus kyk versigtig rond. Mooi so, niemand sien vir my nie. Hy was op 'n geheime sending. Maatjies, luister. Hy wou nie hê dat sy vriende moes weet waarheen hy gaan nie. Hulle moes nie weet by wie hy gaan kuier het nie. Hy het sy gesig toegemaak. Nikodemus was 'n belangrike man in 'n Joodse leier. Baie mense het na hom geluister omdat hy goeie antwoorde gehad het. Nikodemus was ook 'n wyse man. Hy het jare lank die boekrolle van die Bybel gelees. Dit is maklik. In Nikodemus se tyd het hulle boekrolle gehad. Die Bybel was ook 'n boekrol. Nikodemus het 'n belangrike ding in sy boekrol gelees. Dit was tyd vir die verlosser om te sê dat hy hier is. Nikodemus het al die stories oor Jesus gehoor. Dit het hom laat wonder. Dalk is Jesus die Messia. Hy wou graag met Jesus daaroor gepraat het, maar hy het 'n groot probleem gehad, maatjies. Hy was 'n baie belangrike man en die ander leiers van Israel
het nie van Jesus gehou nie. As sy belangrike vriende vir hom saam met Jesus gesien het, sou dit baie probleme veroorsaak het. Nikodemus het lank gedink oor die probleem. Uiteindelik het hy 'n blink plan. Hy gaan uitvind waar Jesus bly en dan gaan hy laat in die nag vir hom kuier, wanneer niemand hom kan sien nie. Dit is dan ook wat hy gedoen het. Een aand het hy stilletjies deur die dorp gegaan. Hy het versigtig rondgekyk. Nikodemus wou nie hê mense moet hom sien nie. Miskien het hy ook vinnig geloop om te keer dat iemand hom raak sien. Nikodemus het sommer gou-gou die plek gekry waar Jesus bly. Hy was in die botaniese tuine. 'n soort park met klomp verskillende plante en blomme daarin. Hy was so bly om hom te sien. Jesus en Nikodemus het lank gesit en praat. Jesus het vir Nikodemus gesê dat God hom en ook ander mense liefhet. Nikodemus wou graag dink oor al die dinge wat Jesus vir hom geleer het. Daarom is hy dadelik huis toe. Hy het vinnig geloop, sodat niemand hom kon raak sien nie. Nikodemus het aangehou om die Bybelrolle te lees. Hy het 'n paar keer weer na Jesus gaan luister. Toe op 'n dag besluit hy om een van Jesus se helper te word. Hy was in die wolke oor sy besluit. 'n tydjie daarna wou 'n paar van die Joodse leiers vir Jesus seermaak. Hulle het nie van Jesus gehou nie, maar Nikodemus het wel. In die geheim was hy en Jesus al 'n lang tyd vriende gewees. Nikodemus was bang dat die leiers vir Jesus sou seermaak. Daarom het hy opgekom vir Jesus. Om op te kom vir iemand is om goeie dinge oor hom of haar te sê, wanneer mense net slegte dinge sê. Die Joodse leiers het nie daarvan gehou dat Nikodemus vir Jesus opkom nie. Tog het hulle gevoel dat Nikodemus goeie antwoorde gehad het. Daarom het hulle toe nie vir Jesus seer gemaak nie. Later het Nikodemus weer vir Jesus opgekom, maar die keer het die Joodse leiers geweet dat Nikodemus een van Jesus se vriende was. Die leiers het in die geheim met mekaar gepraat en besluit, kom ons nooi nie vir Nikodemus na die volgende vergadering nie, want hy is Jesus se vriend. Later, toe Jesus hemel toe is, was Nikodemus nog steeds Jesus se vriend. Nikodemus was so lief vir Jesus, dat hy vir almal van hom wou vertel. Maatjies, almal wat vir Jesus liefhet, kyk mooi na mekaar. Kom sê nou dit saam. Friends take care of one another. They walk together and they sing. Ons herhaal dit saam. Almal wat vir Jesus liefhet, kyk mooi na mekaar. Ons tema sê, vriende kyk altyd
mooi na mekaar. Wie kan onthou wat ons teksverse vandag is? Ja, dis Spreuke 17 vers 17. En dit sê, 'n vriend het altyd lief. Goeie vriende kyk altyd mooi na mekaar. Goeie vriende werk altyd saam. Goeie vriende deel met mekaar. En ons kan ook goeie vriende wees, soos Nikodemus en Jesus. Vriende kyk altyd mooi na mekaar. Hoe kan jy 'n goeie vriend wees, maatjies? Dink bietjie daaroor. Dink bietjie. Wie is jou vriend? Het jy 'n beste vriend? Ek glo ons het almal vriende, maar ek bid ook dat Jesus jou beste vriend is. Is Jesus jou beste vriend? Ja, dis wonderlik. Jesus is ons beste vriend. Vriende kyk altyd mooi na mekaar. Ek wil glo dat Jesus regtig daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. En ek glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die troon. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Ja, ek weet dat Jesus in my hart woon. Nou het ek vir ons iets om saam te doen. Seuns en dogters, hoe kan jy 'n maatjie wees vir 'n kind in een van die volgende stories? Maar nou moet jy baie mooi luister. Die eerste verhaal wat ek gaan deel is, dit sê, Sean het 'n paar dae terug ingetrek in julle straat. So hy's nuut in die omgewing en hy ken nog niemand nie. Nou sê bietjie vir my maatjies, hoe kan jy 'n maatjie wees vir Sean? Dink bietjie daaroor. Dis reg. Jy kan hallo sê vir Sean. Jy kan vir hom nooi om saam met jou bietjie te kom speel. En jy kan vriendelik wees teenoor Sean. Baie goed. Luister na die tweede een. Zander se pappa het sy werk verloor en hulle kan nie vir hom Kersgeskenke koop nie. Hoe kan jy 'n maatjie wees vir Zander? Dink 'n bietjie.
Ja, jy kan 'n nuwe speelding koop om met Sander te deel. Jy kan selfs vir hom een van jou speelgoed gee. Jy kan 'n maatjie wees vir Sander. Luister na die volgende een. Christel is 'n nuwe maatjie in die Sabbatskoolklas. En Christel is 'n bietjie skamerig en 'n bietjie bangerig. Nou sê vir my, hoe kan jy 'n maatjie wees vir Christel? Ja, natuurlik. Jy kan dalk langs Christel gaan sit. Jy kan dalk met Christel bietjie gesels. Jy kan selfs vir haar uitnooi om saam met jou ons aktiwiteit te doen in Sabbatskool. So jy kan 'n maatjie wees vir Christel, alhoewel sy bietjie skrikkerig en skamerig is. Dink 'n bietjie. Shani het net een arm. Sy was glo 'n ongeluk en seer gekry en sy het haar een arm verloor. Maar nou is daar iemand wat spot dryf met haar. Dis nie baie gaaf nie, seuns en dogters, is dit? Dat iemand spot dryf oor haar? Glad nie. Maar, kom ons kyk. Hoe kan jy 'n maatjie wees vir Shani? Dink 'n bietjie. Ek dink, jy kan dalk daardie persoon sê om op te hou daarmee, om nie so wreed te wees en spot te dryf met Shani nie. Of, jy kan selfs jou arm oor haar skouer sit om vir haar bietjie te troos en sê dat sy dalk saam met jou kan kom speel. So jy kan 'n maatjie wees vir Shani. Hier kom die laaste ene. Marco vra vir jou, hoekom jy Sabbatskool toe gaan elke Sabbat? Hoe kan jy 'n maatjie wees vir Marco? Natuurlik. Jy kan vir hom vertel van Jesus. En jy kan ook vir Marco vertel dat jy baie lief is vir Jesus en dat Jesus lief is vir jou en dat Jesus almal liefhet. Nou gaan ons bietjie ons aktiwiteit saam doen. Maar julle sal moet vir mamma en pappa vra om te help. Ons maak nou ons hartjies vir Jesus boekie. Kyk nou mooi na die prentjie met die hartjies en vra vir mamma of pappa om vir jou dit af te trek. En nou moet jy baie versigtig die buitelyn van jou hartjie sny. Versigtig nou, moenie heeltemal deurknip nie, want hy moet soos 'n boekie vorm. En dan gaan jy vir mamma en pappa vra om vir jou te help, want jy gaan nou 'n paar boekies maak met boodskapies wat jy gaan inskryf en dan kan jy nou hierdie hartjies vir Jesus boekie met iemand deel. Jy kan 'n boodskapie daar inskryf soos: Vriende kyk altyd mooi na mekaar. Jy kan self sê: Ek is baie lief vir jou. Nog 'n boodskapie wat jy kan gebruik is ons teksvers wat sê: 'n vriend het altyd lief. Jy kan selfs 'n boodskapie skryf wat sê: Jesus is baie lief vir jou. So kyk nou, hoeveel hartjies vir Jesus boekies kan jy maak? En dink bietjie aan wie jy dit graag wil gee. Dan kan jy dit vir selfs vir mamma of pappa gee. Jy kan dit selfs vir jou maatjie gee by die Sabbatskool. Jy kan dit selfs
vir jou maatjie gee by die skool, of selfs vir die maatjie wat oor kan die pad bly in jou buurt. Deel dit met Jesus en onthou om daardie persoon te herinner dat Jesus is baie lief vir ons. Maatjies, voordat ons afsluit, wie is jou boesemvriend? Wat is 'n boesemvriend? Onthou, dit beteken 'n mens se beste vriend. So wie is jou beste vriend, liewe maatjies? Ek hoop dat jou beste vriend is Jesus. Jesus gee vir ons om en ons gee ook vir hom om. Hoe kan jy vir Jesus was dit dat hy vir jou vriend is en dat jy vir hom omgee? Onthou nou, vriende kyk altyd mooi na mekaar. Sê dit nou saam, vriende kyk altyd mooi na mekaar. Baie dankie seuns en dogters, ek hoop dat julle ons Sabbat program baie geniet het en dat jy iets geleer het. En onthou altyd dat 'n vriend het altyd lief. Kom ons sing ons laaste liedjie saam. Jesus roep die kindertjies, moet hom nie verhinder nie. Hy wil hul omhels en seën en sy liefde verleen. Daar's visies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy, ja. Daar's visies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy, ja. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief. Vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel in my. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief. Vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel in my. Is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan
kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. En die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. En die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Jesus roep die kindertjies, moet al nie verander nie. Hy wil hul omhels en sien, en sy liefde al verleen. Dankie seuns en dogters. Lekker Sabbat verder en kom ons sluit ons oë vir ons slotgebed. Dankie liewe Jesus vir hierdie Sabbatdag en dankie vir die storie wat ons kon na luister en die les wat ons vandag geleer het. Liewe Heer, U woord leer vir ons dat 'n vriend het altyd lief. En vandag vra ons dat U ons boesemvriend sal wees en dat ons goeie vriende sal wees vir ander, dat ons altyd sal liefde wys en altyd goeie vriende sal wees. Sal ons altyd onthou dat vriende kyk altyd mooi na mekaar. Baie dankie Jesus, ons is baie lief vir jou en mag ons ook altyd vir ander lief wees. Amen. Lekker Sabbat seuns en dogters. Bye bye.